En wat 'n groot lekkerte is dit nie om saam met jou vandag weer te kan kuier nie. Dag 17 van jou Lewelig dagstukkies. Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. Niks kan die holkol van tuiskoms volmaak nie. So alwaar ons dit gaan vind, is in die hemel. Ons tema vir vandag is, maak die een tel. Ongelukkig is die realiteit van die lewe, dat mense eers oor sekere dinge begin dink, die oomblik as dit hulle so vierkant vas in die oë kom kyk. As jong man het ek geglo dat ek die wêreld gaan verander. Toe het ek ouer en 'n bietjie wyser geword, en ek het begin verstaan dat ek toe nou nie God's greatest gift to mankind was nie. Ek het toe begin mik om 'n noemenswaardige verskil in ons land te begin maak. Weer het ek ouer geword, en ek het begin verstaan dat God wil hê ek moet blom daar waar ek geplant is. Ek het nog ouer geword en nou begin ek verstaan dat ek nie 'n verskil kan maak nie. Ook begin ek verstaan dat as enigiemand 'n verskil wil maak, moet hy eers self die verskil wees en word. Dan word jy die instrument waardeur God 'n verskil in jouself, jou familie, jou buurt, jou dorp, stad, jou land en die wêreld wil maak. In baie opsigte het ons Jesus se groot opdrag verkeerd verstaan. Meeste mense het gedink en gehoor dat ons die wêreld moet ingaan en die wêreld moet gaan bekeer. Nee, Jesus sê, alles begin by Jerusalem, die hart, ons binnenmens. Vir 3 jaar het Jesus sy disippels geleer wat dit beteken om vanuit God se krag en onder leiding van sy gees met sy karakter, krag, liefde ensovoorts te leef. Hoe om die verskil te wees en te gaan voorleef met hulle anderse manier van doen. Meer nog, om so gefokus te lewe op die plek waar hy is, wat hy gaan voorberei het en waarheen ons op pad is, dat mense sal begin sien dat daar soveel meer is as net hierdie ou wêreld. So, terwyl ek en jy die voorreg van die hier en die nou lewe gegeen word, moet ons vanuit God se skatkamers in ons harte begin leef. Met liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, blydskap ensovoorts. Jesus het ons gesê dat ons met 'n baldadige passie soos kindertjies die lewe moet geniet. Die eerste keer wat ek die dood so vierkant vas in die oë gekyk het, was op die jeugtige ouderdom van 30 jaar. Ek was topfiks, maar het op die tennisbaan 'n hartaanval gehad. Dit was my wake-up call. Daar het ek besluit dat ek die lewe waarmee ek geseën is, voluit wil beleef en ervaar en die verskil wil word wat ek moet wees. Hulle het gesê dat ek as gevolg van die hartskade nie 40 jaar oud sou maak nie. Nou staan die kilometerlesing op 67 jaar met 'n klomp oorwinnings and still going strong. Besig om te word en te wees wat God wil met 'n passie op pad huis toe. Leef so dat wanneer jou laaste son sak, die lig wat jy in ander aangesteek het, steeds bly skyn. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om oor die hemel en dood te dink? Wat dink jy sal gebeur as ons by onsself sal begin met die verandering wat ons in die wêreld wil sien? Hoe gaan jy vandag begin om die verskil te wees en te word? Dankie Here vir die lewe wat ek kan leef. Help my om met 'n dankbare hart elke dag van hierdie aardse lewe so te leef dat mense sal begin honger en dors na U oorvloed. Maak my 'n padwyser verander op pad na Hul Vaderhuis. Amen. Stel jouself as instrument in God se hand
en jy sal sien hoe hy deur sy gees jou menswees verlig en ander mense se lewens onomkeerbaar sal verander. Geniet jou dag, liefde groete, Shaal Botha.